Goeiemôre en welkom weer vanoggend by ons Sondag stil word afspraak, waar ek en jy graag ons harte saam na die Here toe wil draai, ons gesigte wil draai vir sy leiding en sy wysheid om ons lewens in die regte pad te stuur, sodat ons uiteindelik aan die einde van ons reis hier op aarde kan arriveer in sy teenwoordigheid om vir ewig by hom te wees. In my omswervinge en interaksie met mense, soos wat ek toer en bedien reg oor ons land en ook in ander plekke, kom ek hierdie een ding agter. Afgesien van mense se persoonlike drome en ambisie en die dinge waarvoor hulle streef om te bereik in hulle lewe hier op aarde, en dit wat hulle wil nalaat, het almal eintlik in wese maar een behoefte wat dieselfde is, een hartsbegeerte, wat in die eenvoud hiervan vir ons ware geluk en vergenoegdheid kan bring in die lewe. Waar ek ook al beweeg en soos ek persoonlik met mense gesels, ervaar ek dieselfde hartklop by elke mens. Ons almal hier op aarde wil maar net gelukkig wees. Ons wil genoeg hê om van te lewe. Ons wil graag liefgehê word en iemand hê om voor lief te wees en voor om te gee. En dan wil ons weet dat ek en jy reg is met die Here, dat ons vir ewig by hom sal wees as ons vandag die einde van ons lewe bereik. Dis wat ware geluk en vergenoegdheid hier op aarde werklik is. Dit is so eenvoudig. En in my omswervings en gesprekke met soveel mense hoor ek hierdie hartklop oor en oor by mense, soos wat ek met hulle gesels. Nou ek wil vandag vir 'n oomblik stil staan en met jou gesels oor hoe jy gelukkig kan wees met 'n hart wat vrede het, omdat jy verbind is met die Here. Ek wil met jou gesels oor wat jy kan doen fisies in jou alledaagse aktiwiteite, in jou elke dag se lewe, om in die aand jou kop op die kussing neer te lê en in vrede aan die slaap te raak, en die wete dat dinge tussen jou en die Here reg is. Om intiem met die Here verbind te wees, beteken om 'n diep en persoonlike verhouding met hom te hê. Nie net godsdienstig te wees, of op 'n Sondag formeel en vroom voor te kom in my suit en my tie nie. Of met mense te praat oor die Here nie. Of aan die kerkraad te behoort, of om deel te wees van projekte van die kerk, of geld te gee vir die kerk nie, maar werklik 'n hart tot hart intimiteit en verhouding met die Here te hê. Hier is 'n paar praktiese maniere hoe ek self in my eie lewe so inrig met 'n paar gewoontes en roetines om so 'n verhouding met die Here te ontwikkel. En die rede hoekom ek roetines noem is omdat dit iets is wat jy moet volhou elke dag. Ek hoop dit kan vir ons almal weer vandag inspireer om dit deel te maak van ons lewens. Van al die dinge wat ek koester, is die belangrikste een in my verhouding met die Here vir my die stiltye van afsondering. Hierdie tye wat ek hier alleen is. Wanneer ek tyd maak om met hom te gesels, in gesprek onder 'n boom of langs 'n kabbelende rivierstroom te sit. In gesprek en gebed. Partykeer is dit net gesprek in die wandelgange van my aktiwiteite in my lewe. Wanneer ek met hom gesels oor my gevoelens, oor my ervarings, van wat ook al ek beleef in daai oomblik. My deursigtigheid en eerlikheid is so belangrik. Oor die lekker en die sleg. Selfs wanneer ek dinge bedink wat dalk nie so mooi is nie, en dan praat ek met hom eerlik en vra sy raad soos 'n vriend. Dan is daar die tye van gebed, wanneer ek op my knieë neerval en opreg staan voor die Here
en bid oor belangrike sake in my lewe, waarvoor ek die Here vertrou, of vir my familie, of krisis. Stel elke dag tyd op sy, om alleen met God te wees. Bid nie net om iets te vra nie, maar meer om met hom te gesels, hom te vertel hoe jy voel in jou hart, en dan jou wese oop te maak, en oop te stel vir hom. Wees eerlik. God verlang broosheid, deursigtigheid en egtheid van die hart. Nie fariseer vroomheid en hoogheiligheid en perfeksie nie. Die kuns van verhouding met die Here is interaksie en tweegesprek. 'n Monoloog waar slegs jy aan die woord is, gaan net oor me, myself en I, waar die Here geen plek het nie. En jouself bluf en in die gehoor streel. Daar moet tweegesprek wees, waar jy die Here ook kans gee om met jou te praat. Daarom is die volgende punt so belangrik. Lees en oordink God se woord. Lees die Bybel stadig en met 'n oop en ontvanklike hart. En dan, belangrik, vra die Heilige Gees om jou te help verstaan wat jy lees en hoe dit op jou lewe van toepassing is. Wees oop daarvoor. Hoe dit in jou praktiese lewe van toepassing is. Mediteer op verse wat jou aanraak en herhaal dit deur die dag om dit te lees en weer dit te oordink. Dan is daar tye wat jy moet ruimte skep om die Here te aanbid. Om regtig in oomblikke van verbasing voor hom te staan. Hierdie is spesiale tye wat soms alleen moet wees, maar ook soms met jou maat, jou lewensmaat of met jou gesin, waar julle saam tyd maak om hom te aanbid. Dit is jou tyd van aanbidding. Luister sommer lekker en gereeld na lof en aanbiddingsmusiek. Daar in jou kar of sit rustige aanbiddingsmusiek in jou sitkamer of in jou kamer aan met 'n kersie wat brand of ietsie lekkers wat daar brand. Sing saam en gebruik dit as 'n manier om jou fokus op God te vestig en om eer te betoon. Aanbidding bring jou hart nader aan syne. Dan is daar ook jou geesvervulde gemeenskap. Wees deel van 'n geloofsgemeenskap waar jy bemoedig en opgebou kan word. By mense wat jou omhels en dit wat jy glo en verstaan van die woord. Deel jou geloofsreis met ander. Geef hulle getuienis oor jou lewe en leer uit hulle ervarings ook. Gehoorsaamheid aan die Here en vertroue in sy leiding is die volgende ding wat belangrik is. In sy leiding en sy voorsiening. Dit is die fondasie van jou ervaring met die Here, want as ons hom nie vertrou nie, kan ons hom nie met hom verhouding hê nie. Intimiteit met God groei wanneer jy hom begin vertrou met alles in jou lewe, selfs met die moeilike dele en die tye wat moeilik is in jou lewe. Gehoorsaamheid aan sy gebooie en vertroue in sy leiding, al verstaan jy nie altyd wat hy sê nie. Wys vir hom dat jy hom werklik vertrou en liefhet deur te doen wat hy sê. Gehoorsaam te wees. Wees soms net stil en luister. Soms is dit nodig om net stil te wees in God se teenwoordigheid en te luister. Nie noodwendig te praat nie, net te luister. Hy praat met my en jou deur sy gees en sy woord, deur ons omstandighede of soms deur ander mense. Wees altyd nederig en onderwysbaar hier in jou hart, broos, gereed om te ontvang, selfs by 'n kind. Die laaste ding wat jy kan doen, skryf jou geloofspad en jou reis neer as jy kan. Hou 'n joernaal van jou gebede, die openbarings wat die Here aan jou gee, en ook jou moeilike tye, jou ervarings, jou krisisse, jou vrae. Dit help jou om te sien hoe God in jou lewe werk en hoe jy voor hom groei en die uitkoms
wat hy in jou lewe gebring het in volwassenheid. Ek hoop dat vanoggend se paar praktiese wenke jou kan help om dieper en dieper met God te wandel in 'n belewenis waar jy iets kosbaars van die Here beleef en waar jy beleef hoe die Here werklik teenwoordig is in jou lewe. Hoe hy jou hart aanraak in intieme oomblikke van gesprek en luister na sy stem. Waar hy jou soms beïndruk in die ontdekking van wie hy is. Ek wil afsluit met 'n laaste skrif. Daar uit Jeremia uit. Die Here sê, die wat hom werklik soek met hulle hele hart. Wat hom sal soek, asof dit die grootste prioriteit in hulle lewe is. Ek parafraseer nou hier uit my hart uit. Hy sê diep en ondeurgrondelike dinge sal hy vir hulle wys. Dinge wat ons nooit geweet het nie. Dis kosbaar om te weet dat die Here homself op 'n tasbare manier aan jou en my wil openbaar. En dat hy met ons 'n liefdesverhouding wil hê. Al kan ons hom nie sien nie, wil hy homself op 'n kosbare manier aan jou en my openbaar. Johannes 14 sê, dis nou regtig die laaste vers. Johannes 14 sê, wie my woorde het en die gehoorsaam, dis hy wat my lief het. En dan sê hy kosbare ding. Dan sê hy, ek sal hom lief hê, die Vader sal hom lief hê, en ek, Jesus, sal myself aan hom openbaar. Wanneer ek en jy intiem verweef is met die Here, een word met hom, in 'n persoonlike verhouding, wil hy homself aan jou en my openbaar. Mag dit jou belewenis wees. Ek sing sommer net 'n liedjie. I was made to praise you. I was made to glorify your name. In every circumstance to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. I lift up my hands in your name.